Goeiemôre geliefdes, hartlik welkom in die huis van die Here. Mag ons ook vandag die warmte, die genade en die krag van die Here ook weer ervaar vandag om saam te groei as mense in die geloof. Kom ons kyk na enkele mense wat ons voorbereiding hierdie dae nodig het. Ons dink aan almal wat seker is tuis. Dr. Wippie Jansen van Vieren, die seun van Ansie en broer van Alta is ernstig siek. Alta, Ansie, ons bid vir julle in hierdie dae. Ek het nog by Alta gehoor op Wimpie se ventilator. Ons bid die Here ook daar, sy hand van beskerming oor hom sal hou en vir julle krag en genade sal gee om altyd te sterk by hom te kan staan. Dan is Karel Jansen van Vieren se ma ook siek. En dan is gisteraand, Rita nie waar nie, Leon is gisteraand, hoor flip, ekskuus, nie as ek ons storie groet nie, is Leon Venter, die seentjie van Hans Sarelies nie intensief opgeneem van Arbib Hospitaal. Ek het vanoggend met Hannes gepraat per WhatsApp. Hy sê dit gaan beter. Hulle is net wag net vir die uitslae van die toetse van die dokter. So ons bid regtig vir spoedige, volkome herstel en dat die Here ook daar sy hand van beskerming oor Leon hand sal hou. Dan is ook lekker om te sê geluk met verjaarsdag. Abriana, jy verjaar die 4de. Baie geluk met die verjaarsdag. Hoop is 'n mooi en 'n geseënde jaar wat vir jou voorlê. Audrey, jy verjaar ook die 7de. Baie geluk. Mag dit ook vir jou saam met Wynand 'n mooi en 'n geseënde jaar wees wat vir julle voorlê. Dan het Lara Stein, een van ons jong mense in die gemeente, baie goed presteer tydens die afgelope netbaltoernooi was sy deel van die Lara is aan die einde van die toernooi ook verkies vir die nasionale span. Ons is baie trots op Lara, saam met haar ouers, en ons wens ook sterkte toe op haar vorentoe pad, op die netbalbaan en die atletiekbaan. Dan enkele afkondigings, ek sê nie veel oor die kollektes nie, jy weet self as die voorportaal, dis warmhartigheid en vir ons kerkkas, ek sal nou 'n bietjie terugkom, op versoek van die diakonie ook oor die kerkkas. Dan ons Bybelstudies hierdie week is soos normaal Dinsdag 9:30 en 6:30 en dan ons jong werkendes eerskomende Woensdag 6:30. Daar is nie katekisasie vandag nie, ek sal nou weer ook daarby kom. Ons neem afskeid van Jaapie en Gloria as kostespaar, as ons voel dis goed dat die kinders ook saam inskakel daar. Ons sal dus nie vandag nagmaal hê nie. Ag, katekisasie en die volgende Sondag is dit ook lang naweek, dan sal ook nie katekisasie nie. Ek vra maar weer, as die laaste keer dit gaan vra, die lys om saam te kan tee skink, as jy kan help, sit asseblief die naam op die bord daar, sodat ons saam ook dan kan tee drink elke keer. Dan ons neem, ek het gesê, van Jaap en Gloria afskeid na afloop van die erediens, en ons verram almal om lekker saam te kuier met Gloria en Jaapie ook, en so saam afskeid te neem. Trappelbasis die Jakens, is Marna Snyman, Marna sterkte ook in die tyd wat voorlê met besluitneming, en dan ook Nelius Venter, ook aan Nelius baie sterkte, ons bid hom ook toe die Here se seën, om die vorentoe van die besluit neem. Frans, maak vir hy deur net toe asseblief. Ekskuus, die son skyn reg in mense oë as jy daardie kant toe kyk. Dan is die 29 Augustus, het ons die Jakens altyd geskeduleer vir 'n potjiekos kompetisie. Dis hierdie jaar nodig gewees weens omstandighede dat ons dit 'n potjiekos ete maak. Ons vra baie mooi, u het dit ontvang op die gemeentegroep ook. Kyk asseblief of u beskikbaar is en kom ondersteun ons die Jakens. Ek gaan nou terugkom op ons die Jakens. En asseblief as jy kan, kontak vir Hanu, dan moet ook 'n logistieke beplanning gemaak word. So asseblief, kontak hom sodat ons ook daar saam die Here kan dien en eer en so ook sy koninkryk kan sterk maak. Net enkele bietjie terugvoer vir ons die Jakens. Ek wil net ons gemeente ook mooi weer inlig. Wat is ons die Jakens se taak? Jy kan gaan lees wat staan in die formulier vir die bevestiging van die diakens. Hulle help mense in nood met finansiële ondersteuning, voedsel, klere, ander basiese behoeftes. Hulle soek regtig daardie hulp uit wat nodig is, maar daar stop dit nie. Ons het ook geestelike ondersteuning van ons diakens se kant af, waar hulle mense begelei wat swaar kry, wat eensaam is, wat nie vervoer het nie. En daarvoor het hulle geld nodig. En werklik waar, Tony is in beheer van die finansies. Die finansies word baie goed bestuur, werklik waar, verantwoordelik bestuur. So die diakens kan regtig vir sê, daar word nie geld gemors nie. Elke dag, elke sent wat ons inkry, word netjies geboekstaaf en oor verslag gedoen ook, wanneer die diakens vergader. Maar nou sit ons met 'n een probleem. Op hierdie stadium werk ons die diakens met 'n tekort. Die tekort is nog nie geweldig groot nie. Ons is dankbaar vir skenking wat ons gekry het, wat die tekort kleiner gemaak het. Maar as ons aanhou op 'n tekort werk, gaan ons in die moeilikheid kom en sal ons nie meer barmhartigheidswerk kan doen soos die Here van ons vra nie. Want dit is ons eie taak nie. Dit is 'n taak wat die Here van ons oplê. Dan vra ons as iemand iets ekstra vir die diakonie kan gee, ons waardeer elke sent wat spesifiek vir hulle geoormerk is. En dit sal ook daarvoor gebruik word
die versekering gee ek u van die kanslaap en ook van die diakense kant af. Daardie geld sal gebruik word vir uit en uit versorging, barmhartigheidsdiens, daar waar dit nodig is. Volgende week se prediking in die reeks oor ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ons gaan stil word voor die Here vanoggend, geliefdes, met lied 158, daarvan 2 verse. Bring my na u woning, Here, laat my daar voor u verskyn. Is dit so? Dan sing ons dit saam. Bring my na u woning, Here, laat my daar voor u verskyn. Waar ek lof sing u ter Here, waar u guns oor my kan skyn. Laat my in u glansend lig neerbuig voor u aangesig. Here, heilig u my denke, laat u woorde my steeds terug, dat ek met my blye klanke singend aan u Hildebrug. Sang en lied is my geskenk, was ek Here u gedenk. Geliefdes, ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die konings oor die heersers, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons gaan Here loof voor ons saam belydenis doen van ons geloof, met lied 2:9 daarvan vers 1 en 2. Laat ons sing van ons verlosser, hy wat wys hoe liefde lyk. Ons staan, dan sing ons vers 1 en 2 saam, daarna bely ons saam ons Christelike geloof. Laat ons sing van ons verlosser, hy wat wys hoe liefde lyk. Deur sy kruisdood en die Here sal sy hand na ons gereik. Sing ons sing van ons verlosser, aan die kruis het hy gely. Deur sy dood bring hy versoening, van ons skuld maak hy ons vry. Laat ons praat met almal om ons oor die oorwater in ons neer. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeet. Sing ons sing van ons verlosser, hy oorwin die dood en hel. Ons het deel aan sy oorwinning, oral wil ons dit vertel. Kom ons bely ons geloof deur hardop saam die 12 artikels of dan die apostoliese geloofsbelydenis ook dan saam uit te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Heilig, heilig, heilig Here, U is heilig sonder erbarming. Ons kom sing U naam ter ere, bid dat U ons sal wees. Ons onheiligheid o Heer, dwing ons op ons knieë neer. Ons kom pleit om U genade. Heer, verlos ons van die kwade. Heilige God, skep ons liefde, en laat groei goeie saad. Maak ons heilig in ons strewe, en gedagte woord en daad. Ons wil U, ons dank U prys, en U lof voor Jesus. Laat U Gees ons lei, o Here, om te lewe U ter ere. Kom maar sit. Ons luister saam na die wet van die Here. Ons het Romeine 10 se woorde nou uitgevoer. Met ons mond bely ons en met ons hart glo ons. Maar hoe gaan ons glo in die wêreld daar buite? Die Here gee eeue daar eeue terug reeds vir ons die riglyn, 10 stippellyne vir ons lewenspad, die 10 gebooie. Ek lees saam met u uit Eksodus 20 vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of van wat op die aarde hieronder, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon barmhartigheid tot aan die 1000ste geslag van die wat my gebooie onderhou en my liefhet. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag
is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou diensknegt, of die enige dier van jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie jou iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord die wet van die Here, en dan ook ons voorbereiding om te bid, saam te bid tot eer van God, kom uit Lied 250, vers 1 en 2. Gods wet vra al ons liefde vir hom, ons God en Heer. Ons staan, dan sing ons die 2 verse saam, daarna kan jy gaan sit, dat ons saam kan bid. Ons wet vra al ons liefde vir hom, ons God en Heer. En liefde vir ons naaste, dis wat sy woord ons leer. O Heer, wil dan die liefde ook deur ons openbaar, dat ons mekaar mag lief hê, en so U wet bewaar. Ons Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op aarde. So het U Vader se U Seun ons deurbid, die volmaakte gebed, die Onse Vader. Ons kom vandag in ons gebede na U, met onvolmaakte, sondige woorde, maar tog woorde uit 'n gelowige hart aan U gebring. En wanneer ons vandag saam bid, wil ons voorbereiding doen vir hulle in ons gemeente wat swaar beproef word. Ons dink in besonder aan Wimpie in die hospitaal in Alberton. Ons dink aan Ansie Gary Alta wat langs daardie siekbed saam met Renée sy vrou staan. Wil U daar ook op U tyd, as dit U wil is, beterskap gee, sodat elkeen ook weer kan sien en weet, U is die groot geneesheer. Ons bid vir Wimpie vir beterskap, vir sy geliefdes, vir rustigheid, om daar te kan staan te weet, U is en bly in beheer. Maar ons dink ook vanoggend aan een van ons jong lidmate in hierdie gemeente, Leon, wat in hospitaal en intensiewe sorg is. Here, ons bid vir Leon, ons bid vir sy pa en sy ma, Hannes Sarelies, vir oupa en ouma, vir Flip, vir Rita, ons bid vir Zanlu. Here, gee ons ook rustigheid in ons hart, dat U daar in arwe die koning is. Daar in arwe is U in beheer. U stuur, lei en beheer ons lewe. Ons bid vir gesondheid en beterskap by Leon. Ons doen dit omdat ons weet U is die koning van alle konings. Ons dink ook aan Karel van Vuren, sy ma wat siek is. Gee Here ook daar beterskap. Gee ook daar rustigheid, sodat ook daar werklik waar gefokus kan word op U in die behandeling. Here, maar vandag wil ons nie net hier vir ons gemeente bid nie. Ons lewe in 'n wêreld vol sonde. 'n Wêreld wat jy dikwels nie ken nie. 'n Wêreld wat nie ag slaan op die tekens van die tye nie. Daar was nie hierdie week wat verby is weer groot aardbewings dwars oor die wêreld. En tog, dis 'n manier wat U sê in Matteus 24 en 25, U ons voorberei vir die ewige lewe, dat ons kan sien, dat ons kan hoor en dat ons tot U sal terugkeer. Daar's vloede.
Daar's oorloë. En dit's alles, Here, het U vir ons gesê, voor die hemelvaart. Daar gaan oorloë wees, gerugte van oorloë, vloede, aardbewings. Dis alles tekens van die barensnood, die geboortepyne van die ewige heerlikheid. Help ons en elkeen op aarde om dit raak te sien, op te kyk na U en te erken, U is die koning van alle konings en die Here van alle Here. Here, vandag gaan ons in hierdie kerkgebou as nietige mense U woord, U volmaakte woord oopmaak en daaruit lees. Ons doen dit in kleinheid en afhanklikheid van U. En ons vra dat die woorde wat uit U woord gespreek sal word, so sal wees, dat U daardeur geëer, geloof en altyd groot gemaak sal word. Neem ons harte gevange deur die Heilige Gees. Ons vra dit in Christus se naam. Amen. Vandag by preek 5 in die reeks oor Ek is, die uitsprake van Jesus in die Johannes Evangelie. Ons is vandag by Ek is, die opstanding en die lewe. En met die oog daarop gaan ek saam met u lees uit die boek Johannes 11 vanaf vers 1. Ek gaan 'n hele groot gedeelte saam lees, omdat hierdie hele gedeelte fokus ook op daardie uitspraak wat die Here maak. Ons kan nie hierdie uitspraak van die Here losmaak van Johannes 11 vers 1 tot 44 nie. 'n Man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie jy lief is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderlike mag van God, so die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag nog wou die Jode u stenig en gaan nie weer daarheen? Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in 'n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien, maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Die disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood, en om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom, ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didymus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie, maar selfs nou weet ek, dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet, hy sal my opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, en dis ons kernverse, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het sy haar suster Maria gaan roep en saggies gesê, ons leermeester is hier, nou roep jou. Toe sy dit hoor, het sy opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was, na vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het sy gaan na die graf om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie.
toe Jesus sien dat Maria huil, en die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet, en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het, dat hierdie man nie sterwe nie. Jesus se gemoed het weer vol geskiet, toe hy by die graf kom. Dit is 'n rotsgraf, dit was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, wat is al die 4de dag? Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sê jy openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy huis toe kan gaan. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Geliefdes, die dood is die mens se grootste vrees, juis omdat dit so finaal is. Wanneer die gemiddelde mens siek word en die dood in die gesig staar, sal hy al sy besittings gee om sy lewe met 'n dag of 2 te kan verleng. Dood spreek altyd die laaste woord. En op die ou end sterf almal en word hulle stem nooit weer op aarde gehoor nie. Dit is die normale verloop van die lewe. Hierdie verhaal wat u en ek saam gelees het, het egter 'n ander einde en uitpunt gehad. Kom ons gee net een tree terug. Ons het in die reeks reeds stilgestaan by 4 van Jesus se ek is uitsprake. Ons het gehoor, ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die deur van die skape. En verlede Sondag, ek is die goeie herder. Elkeen van hierdie uitsprake het ons dieper ingelei in die wese van Christus, wie hy werklik is. Maar vandag kom ons seker by een van die mees persoonlike van almal. Ek is die opstanding en die lewe. Hierdie woorde, geliefdes, word nie in 'n sinagoge of 'n berg uitgespreek nie, maar by 'n graf, in die teenwoordigheid van 'n gesin wat verskeur is deur 'n groot verlies. Lazarus, die broer van Martha en Maria, vriende van Jesus uit Betanië, het siek geword en gesterf. Jesus, toe die tyding ontvang het, het doelbewus gewag, nog 2 dae lank, voordat hy vertrek het na Betanië. Teen die tyd dat hy in Betanië aangekom het, was Lazarus reeds 4 dae in die graf. In die Joodse denke van daardie tyd, het die mens geglo, dat die siel van die gestorwene by die liggaam gebly het vir 3 dae, voordat daardie siel heeltemal vertrek het. 4 dae beteken dus geen hoop meer nie. Lazarus is dood. Die dood is finaal. Die ontbinding het reeds begin. Waarom het Jesus gewag? Nie uit onverskilligheid nie, maar soos hy self in vers 4 sê, so die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Hierdie wonderwerk sou die laaste en die grootste teken wees vir sy eie kruisiging en opstanding, 'n lewende vlees en bloed illustrasie van presies wat oor homself kom sê het. Kom ons kyk vandag na 3 hoofgedagtes in hierdie gedeelte. In die eerste plek, die sekerheid te midde van sterwe word verkondig. Tweedens, die trane wat by die graf gestort word. En dan die woord wat Jesus spreek en die dood self gebied om te wyk. Toe Martha daar by Jesus aankom, gaan sy hom tegemoet, terwyl Maria in die huis agterbly. Haar eerste woorde is deurspek met smart, maar ook geloof. Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Wat wil sy sê? Is daar 'n mate van verwyte na stem? Wil sy eintlik vra waarom Jesus nie gouer gekom het nie? Of is dit eerder 'n geloofsbelydenis waarmee sy maar net 'n feit wil konstateer? Dit lyk tog asof sy iets van haar grenslose vertroue in Jesus se almag wou bely, want sy gaan voort. Maar nou weet ek, selfs dat God U alles sal gee wat U vir hom vra,
Kan dit wees dat Martha regtig gedink het dat Jesus haar broer uit die dood kan opwek? Hierdie toneeltjie, geliefdes, spreek my as predikant geweldig diep aan. Ek het dit al soveel keer in my 41 jaar in die bediening gesien, hoe mense verslaap rewel. Die Here kon dit mos verhinder het. God is mos almagtig, waarom het hy dan nie? Of selfs kere, wanneer 'n moeder verbete veg vir die lewe van haar kind en teen die verloop van die siekte en uitroep, ek weet die Here kan my kind se lewe red. Hoe baie keer gebeur dit nie dat mense se geloof vir die eerste keer begin lewe kry, wanneer iemand naby hulle gesterf het, of besig is om te sterf nie. En hoe magteloos laat ons nie soms voel, asof dit lyk, asof mense in sulke oomblikke letterlik hulle geloof op die spel plaas nie. Martha se woorde weerspieël iets hiervan. Here, waar was u? Maar Martha gaan voort. Ek weet self, dat alles wat u van God vra, God aan u sal gee. Hier is reeds 'n vonkie geloof, wat nie heeltemal geblus is deur haar verdriet nie. Jesus antwoord, jou broer sal opstaan. Martha, soos 'n goeie Joodse vrou, wat die leer van die Fariseërs ken, antwoord teologies heeltemal korrek. Ja, Here, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding van die laaste dag. Haar geloof en hierdie geloof in die toekomstige algemene opstanding is reeds in die Ou Testament geanker. Dink maar aan Daniël hoofstuk 12 vers 2. Daar staan, baie van die wat in die stof van die aarde ontslaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe. Martha se teologie was korrek, maar dit was ver weg abstrakt, iets vir die laaste dag. Dis weer die punt dat Jesus haar en vir ons verras met een van die mees deurslaggewende uitsprake in die evangelie. Ek is die opstanding en die lewe. Kyk mooi na die grammatika wat hier in die Grieks gebruik word. Martha praat van die opstanding as 'n toekomstige gebeurtenis. Jesus antwoord nie met 'n tydsverwysing nie, maar met 'n persoon. Ek is. Presies soos by die brandende doringbos waar God homself aan Moses bekend gemaak het as ek is wat ek is, Jahwe. Neem die Here hierdie woorde en goddelike naam op, terwyl hy homself verbind en dit onlosmaaklik verbind met twee woorde, anastasis, dit beteken opstanding, en zoe, dit beteken lewe. Die opstanding is dus nie bloot 'n toekomstige gebeurtenis waarop ons wag nie. Dit is 'n persoon by wie en aan wie ons nou reeds behoort. En die lewe waarvan Jesus praat, is nie bloot 'n voortsetting van die biologiese verstaan en bestaan nie, maar zoe is daardie volle, ewige, kwalitatiewe lewe wat van God self kom. Dieselfde lewe waar Johannes in sy proloog hoofstuk 1 geskryf het. In hom was lewe en die lewe was die lig vir die mense. Jesus verduidelik dan presies hoe die opstanding en lewe werk. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe in my glo, sal nooit sterf tot in ewigheid nie. Hier is twee kategorieë. Die gelowige wat reeds fisies gesterf het, sal lewe, die toekomstige liggaamlike opstanding, en die gelowige wat nog lewe, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. 'n Verwysing na die geestelike ewige lewe, wat nou reeds in aanvang neem, en waaroor die fisiese dood nooit werklik heerskappy sal hê nie. Die dood word vir die gelowige herdefinieer. Dis nie meer die einde nie. Dood is 'n deurgang. En dan vra Jesus die vraag wat elkeen van ons ook sal moet antwoord. Glo jy dit? Martha se antwoord is een van die mees volledige belydenisse in die hele evangelie. Ja, ek glo die Here dat U Christus is, die Seun van God wat in die wêreld sou kom. Te midde van haar diepste verdriet, voordat sy nog die wonderwerk gesien het, bely sy wie Jesus is. Dit is geloof, wat nie op omstandighede wag nie, maar op die woord van Christus self rus. Martha gaan haar suster Maria ook roep. Maria, wanneer sy by Jesus kom, val by sy voete neer met dieselfde woorde as haar suster. Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar waar Martha se woorde gevolg is deur 'n teologiese gesprek,
word Maria se woorde gevolg deur trane, haar eie trane en die trane van die Jode wat saam met haar treur. Baie interessant, die volgende, die Griekse teks gebruik hier die woord klausan, 'n ewige, luidrugtige rou, die soort weetlag wat in daardie kultuur gepaard gegaan het met begrafnisse, dikwels met gehuurde roubeklaars by. Toe Jesus sien hoe Maria en die Jode by haar ween, staan daar in vers 33 'n merkwaardige Griekse woord, enibrima satou. Hy was verontwaardig in sy gees en ontsteld. Hierdie woord dra die oorspronklike betekenis en die gedagte van 'n perd wat snork, wat opgewonde is, of iemand wat innerlik kook van woede of diepe emosie. Dis nie bloot hartseer nie, dis bykans 'n intense, toornige reaksie. Waarteen is Jesus so verontwaardig? Nie teen Maria of die roubeklaars nie, maar teen die dood self, die vreemde indringer in God se goeie skepping, die laaste vyand, soos Paulus dit later sou noem. Wanneer Jesus by die graf staan hy oog tot oog met die volle verwoesting wat die sonde in die wêreld gebring het. Sy verontwaardiging is die reaksie van die Skepper, wat sy eie skepping in verval sien, die reaksie van die lewe self teen die dood van die mag, teen die mag van die dood. En dan, in vers 35, staan daar die kortste vers in die hele Bybel, en tog een van daardie tekste met 'n geweldige diep betekenis. Daar staan, Jesus het geween. Hier gebruik die Griekse teks 'n heeltemal ander woord as by Maria se geween, erakrisin. 'n stiller, meer ingehoue hartseer, wat eerder dui op trane wat oor die wange loop, as 'n luide weetlaag, waar Maria en die Jode hardop treur, ween Jesus in stilte, 'n persoonlike, intieme traan oor 'n vriend wat hy lief gehad het. Hierdie een enkele vers, geliefdes, is een van die kragtigste bewyse van Jesus se volle mensheid in die hele evangelie. Ja, die een wat 'n oomblik verder sou sê, Lazarus kom uit. Die een wat weet dat Lazarus binnekort uit die dood sal opstaan en teruggeroep word, ween tog werklik oor die dood van sy vriend. Sy trane is nie 'n teken van gebrek aan geloof of beheersing nie. Dit is die bewys dat die Seun van God waarlik mens geword het, dat hy ons smarte ken van binne af. Die Hebreërskrywer stel dit pragtig. Ons het 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Die Jode waar staan is verdeeld. Sommige sê, kyk hoe lief hy hom gehad, maar ander sê sinies, kon hy, wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie sterf nie. Hulle vra die regte vraag, maar hulle mis die groter waarheid. Jesus het nie gekom om Lazarus se dood te verhoed nie, maar om deur sy opstanding 'n groter teken te gee van wie hy werklik is. Weereens, verontwaardig homself, kom Jesus by die graf aan, 'n spilonk met 'n klip voor die opening, presies soos Jesus sy eie graf binnekort sou wees. Hy gee die bevel, neem die steen weg. Martha, altyd die praktiese protesteer, Here, hy ruik al, want dit is nou al 4 dae. Haar geloof, opreg sy ook al belyn vers 27, verander nie die harde realiteit van dit wat sy verwag nie. Jesus antwoord, het ek nie veel gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Hierin lê 'n baie belangrike les. Geloof, geliefdes, beteken nie dat ons altyd eers volledig verstaan wat God gaan doen nie, maar dat ons hom gehoorsaam, selfs wanneer dit teen ons eie logika ingaan. Hulle neem die steen weg. En Jesus bid dan hardop, nie om homself te oortuig of die Vader te oorreed nie, maar soos hy self sê, terwille van die skare wat daar rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Sy gebed is 'n openbaringsdaad. Dit maak duidelik vir almal wat staan dat dit wat gaan gebeur nie 'n toorformule of 'n toevallige wonder is nie, maar 'n direkte, gewillige handeling van die Vader deur die Seun. En dan kom die woorde waarop hy die hele gedeelte afstuur. Lazarus, kom uit. Die woorde, 3 woorde in Grieks, uitgespreek met 'n stem wat so dink die kerkvaders doelbewus die naam van Lazarus ingesluit het. Want as Jesus bloot so gesê het,
kom uit sonder naam, so het hulle geredeneer, sou al die dooies in die grafte in daardie omgewing uitgekom het, of die histories so bedoel was, of nie. Die punt bly staan, hier is 'n woord met absolute gesag oor die dood self. Dit herinner ons aan die skeppingswoord, laat daar lig was, en daar was lig. Dit herinner ons ook aan Esegiel 37, waar die profeet oor 'n vallei droë bene moet profeteer, en die woord van die Here bewerk, dat die Gees in hulle kom, en het lewend geword, en op hulle voete gaan staan, 'n baie, baie groot leer. Presies, soos die Gees deur die profetiese woord, lewe aan dooie bene gee, so gee die lewende woord, Jesus Christus, lewe aan 'n dooie liggaam in 'n graf by Betanië. En Lazarus kom uit, wat aan die hande en voete met grafdoeke gebind was, en sy gesig was toegebind met 'n doek. Let op die besonderhede. Lazarus is opgewek, maar hy is steeds gebind. Hy kan nie self sy grafklere afhaal nie. Daarom sê Jesus vir die omstanders, maak hom los en laat hom gaan. Die wonderwerk van vergewing, van lewegewing, is Jesus se werk alleen, oombliklik en volkome, maar die praktiese werk om die oorblyfsel van die dood van 'n mens af te haal, word in die gemeenskap toe vertrou. Dis 'n treffende beeld van hoe die kerk met nuwe gelowiges werk. God maak lewend, maar hy roep sy volk om mekaar te help om die grafklere van die ou lewe af te stroop. Wat beteken hierdie gedeelte vir ons vandag, geliefdes? In die eerste plek, hier is 'n woord van troos vir elkeen wat rou. Jesus se trane by Lazarus se graf leer ons dat ons verlosser nie ver, onaangeraak bo ons smart uittroon nie. Hy ken die verlies van binne af. Wanneer jy vandag by 'n graf staan, of in die stilte van 'n huis, waar 'n geliefde se stem nie meer gehoor word nie, mag jy weet, Jesus ween saam met jou. Rou is nie 'n teken van gebrekkige geloof nie. Dit is ook Jesus se eie reaksie. In die tweede plek is hier 'n oproep tot lewende geloof. Nie net teologiese kennis nie. Martha het reeds die korrekte leer geken, opstanding by laaste dag, maar Jesus op haar en vir ons, geliefdes, verder, om hom persoonlik te ken, as die opstanding en die lewe, hier en nou. Dit is een ding om te glo, dat daar eendag 'n opstanding sal wees, 'n opstanding wanneer die lewendes weer sal opstaan. Dit is 'n ander ding om hier vandag oneindig in die opgestane Here self te leef, om te ken en om te vertrou. In die derde plek wys hierdie teken reeds vooruit na 'n groter opstanding. Lazarus is opgewek, maar hy sou weer sterf. Dit was 'n teruggekeerde lewe, nie 'n finale, verheerlikte opstandingsliggaam nie. Jesus se eie opstanding, wat binnekort sou volg, is anders. Dis 'n opstandingsliggaam wat nooit weer sal sterf nie. Die eerstelings in 1 Korintiërs 15 vers 20 van die wat ontslaap het. Lazarus se opwekking is as 'n voorsmaak, 'n teken wat na Jesus se eie opstanding wys en na ons opstanding wat daaruit voortvloei. Laastens, die kerk, jy en ek, het 'n roeping. Maak hom los en laat hom gaan. Waar God mense geestelik lewend maak, roep hy ons om mekaar te help, om vry te word van die oorblyfsels van die ou lewe, skuldgevoelens, gewoontes, gebrokenheid, wat soos grafdoeke ons vasbind, selfs nadat ons reeds deur genade lewend gemaak is. Die vraag is daar iemand in jou lewe wat lewend gemaak is, maar nog worstel om vry te kom van die bindinge van die verlede? Hierdie teks roep jou vandag om te help, om daardie doeke los te maak. Ek sluit af, geliefdes. By elke graf waarby ons ooit sal staan, weer klink hierdie woorde reg reeds. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Dis nie 'n leerstelling wat ons skout laat nie, maar 'n persoon wat ons uitnooi om, soos Martha, soos Maria, ten spyte van ons trane te bely, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God. Die dood het nie die laaste woord nie. Die lewende woord het reeds by elke graf gaan staan, en hy sal weer kom op die wolke, om die finale bevel te gee
waarvoor elke gelowige wag. Tot dan, bly ons vashou aan hom wat gesê het, glo jy dit? Mag ons, soos Martha, altyd antwoord, ja Here, ek glo. Amen. U sit so ons dank saam. Vader in die hemel, 'n aardse werklikheid, die dood. 'n aardse werklikheid van sonde, wat in die wêreld gekom het na die sondeval, en jy het daardie dood vir ons oorwin, sodat ons 'n deurgang kan hê, van hierdie tentwoning na die vaste gebou, sodat ons die wete kan hê, dat dit op Psalm 23 sê, so waar is oor ons lewe, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, 'n dal waarin ek swaar kry, ek is nie alleen nie, u is met my. Help ons om in u te glo, om u seun te bely as ons opstanding en lewe, om u seun te bely as die een wat voor ons gegaan het, en nou vir ons intree en bid. Hoor ons gebed, as ons klein voor u staan. Amen. Ek wil nou vir Gloria en vir Japie vra om hier voor te kom staan, asseblief. Geliefdes, 14 Maart 2004 het ek vir Gloria 22 jaar terug as die Jaken bevestig. Dit is ook al die belangrijk al is. Maar dit is 22 jaar terug wat Gloria as die Jaken bevestig is. Jaken was ook bevestig vir kort tyd as kindermoed daardie stadium. Ek dink dit was altyd saam bevestig te reg onthou. Maar Gloria, voor ek verder gaan, ons gee vandag op die mees eervolle manier wat 'n mens kan gee, vir jou losmaking vir die ambt van die Jaken. En dis ons gebed, dat daardie barmhartigheid wat jy hier betoon het, aan elkeen in jou pad gekruis het, daardie liefde, daardie omgee, ook saam julle gaan om hom by dat te doen. By die gemeente kerk, Welspreek, om daar te doen, dit het jy hier gedoen het. Dit is die paar woorde, regtig, uit my hartheid, eervolle ontslag by die ambt van die Jaken. Maar dit is hierdie paar, wat hier voor die staan, maar laat op die lat so. Ek was, die dag omtrent in die dorp, die Jaken opgedaag, en ons sê, die handyman, van die gemeente kerk, te begin werk en daar die huis neergebruik. En as ek kyk na die huis, dan sal die sien dat baie dinge verander. Hier staan die man wat gedoen het. En Jaken het vir ons, in die gemeente, by meer as die plek, sulke dienswerk verrig. Jaken, jou so dankie, die ondersteuning van Jaken, van Gloria, vir jou liefde, vir die werk, fisies, wat jy gedoen het in die gemeente. Jy mag Here werklik waar vir julle op hierdie pad, hierdie fase in die lewe, saam laat wandel tot sy eer. Ek gaan vraag liefde dat ons sal saam. Ek wil graag hulle opdra aan die seën van die Here met Psalm 134 daarvan, die 4de vers. Dan gaan ek hulle altyd eers met 'n handdruk groet. Kom ons saam. Ek kan maar sit. Ons slotlied kom uit lied 464 daarvan vers 1 en 2. As ek hoor wat die Here vir my gesê het, hy is die opstanding en die lewe, wat kan ons antwoord wees? O Heer my God,
As ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die tweede vers, die bome, die voëls, ons aanskou die werk van die Here, wat vir ons die opstanding in die lewe is. Kom ons staan, dis ons hierdie 2 verse saam, daarna ons wegstuur seën. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlijk Heer, die grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor vluister, grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg, verklein, vergroot vir alles, en U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, die grote naam. Die Here sal U seën en U beskerm. Die Here sal sy aangesig oor laat skyn en U genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor U verhef en aan U vrede gee.